ek lees gou vir julle. Markus 10 vanaf vers 13. En hulle het kindertjies na hom toe gebring, dat hy hulle kon aanraak. En die disippels het die wat hulle gebring het bestraf. Maar toe Jesus dit sien, het hy vir hulle baie kwalijk geneem en vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Dus kom die Here nergens in die Bybel sê hy kleinkinders nie, of agterkleinkinders nie, net kinders. Maak nie saak of jy 104 is nie, jy is 'n kind. Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. En hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê en hulle geseën. Julle kan maar vorentoe kom. Oumas en oupas kan saamkom. Sal jy daar by die oumas en oupas ons vir hulle op en bid? Ek gaan hom vir jou hou en dan kan jy Mag die Here jou seën Melanie Stassen en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn, Melanie, en jou genadig wees, Melanie. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig, Melanie, en aan jou, Melanie, vrede gee. Dis wat die pa doen. As 'n pa sy kind ingeseën het, dan sy kind geseën, want hy is die priester van sy huis. So ons gaan ons oë sluit en dan gaan ons net vir die ouers nie, die kinders bid. Vader in Jesus Christus naam, Here bid ek vir hulle twee, dat hulle absoluut in die wil van God hierdie kind groot maak. Here, U het ons ouers gemaak, aangestel oor hierdie klein dogtertjie. Here, dat hulle van wysheid, kennis en insig sal gee, maar meeste van alles is dat hulle sal leer van God en sy groot liefde. Ons dankie daarvoor, Here, dat wanneer daar moeilike tye kom, wanneer kleintjies siek word, al hierdie tipe van dinge, dat hulle sal weet om God aan te gryp, en dat sy sal weet, so klein soos wat sy is, om self met Jesus te kan praat. Ons loof en prys en eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Hemelse Vader, ons kom in Jesus naam, en Vader, ons loof en prys U vir hierdie oggend, en ons dankie vir U geleentheid. Vader, ek bring hierdie oumas en oupas voor U, en Vader, hier op aarde praat ons van, daar is wysheid in die grysheid. Maar Vader, ek vra dat U vir hulle die ultimate wysheid sal gee, sodat hulle kleinkind in U wysheid kan grootmaak, en dat hulle U eerste gaan raadpleeg, voordat hulle vir die kleinkind gaan raad gee. So Vader, ek kom pleit by U vir 'n spesiale salwing oor oumas en oupas, sodat hulle met U krag en met U wysheid kan doen waarvoor julle hier geplaas het. Dankie ook vir die wonderwerk wat U vir hulle gegee het, en vir hierdie groot geskenk wat U vir hulle toelaat. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Leraar, leier, beskermer, soos wat God wil hê dit moet gedoen word. Daai wat ons dink ons lees in die aand net vir die kindertjies maar 'n Bybelstorietjie. Dis nie net 'n Bybeltjie, jy is besig om te deposito in haar geesmens, en sy gaan dan weet om in die vrees van die Here te wandel. Dis hoekom die Here sê, train up a child in the ways of the Lord, and when he's old, he shall not depart from it. Hoeveel keer het ons ouers met ons gepraat, dat jy was super slim. Hulle het dit net op die rapport gesien, maar jy is baie slim. So, ons moet dit op die regte manier doen, dan sal jou kind nooit afwyk van daai beginsels af nie. En pa, dis jou plig, om te sorg dat daar huisgodsdienst in die huis gehou word. Die man is voor skaam, maar dit is nie die vrou se plig nie, dis die man se plig. Sorg dat dit van kleins af in haar ingeprent word, en hierdie dinge, dan sal sy weet, sy sal vir jou 'n vreugde word. Dis wat die Bybel sê, dat jou kind vir jou 'n vreugde word, as jy hulle in die huis van God train. So doen dit Martin Elviani, dis julle verantwoordelikheid. Oumas en oupas weet mos, ons het daai lekker job, as hulle begin stout raak, stuur julle huis toe. So, jy het nie daai probleem nie. Maar is ons werk om vir hulle as voorbeeld te wees, want hulle gaan kyk wat doen, 'n kind leer deur wat hy sien, nie wat hy hoor nie. So, daar moet julle die voorbeeld wees om hulle dan op te lei en te leer, en te sê, moenie hierdie goedertjies doen nie. Want hulle leer by ouma en oupa. My kleinkind is sommer inbeweeg, en ek laaf dit. Hulle is meer bewys by die huis. Maar ek is streng en ek is kwaai en ek leer hulle die regte manier.
Ouma en oupa wat bederf nie deur net sweets te gee nie, daar's meer as sweets. So doen daai dinge dat hulle kan weet en dan maak julle hegte familie vir Christus. Dis waaroor dit gaan. Almal kan 'n pa wees, maar as jy 'n vader, dis die moeilike gedeelte. Almal kan 'n ma wees, maar as jy moeder. Ek loof God dat julle vandag hierdie besluit geneem het en die Here kyk af en hy's baie trots op julle. Want sy behoort aan hom. Hy sê kindertjies behoort, dis my koninkryk, hulle behoort aan my. Dankie dat julle dit gedoen het, hoor. Ons kan maar sit. Die waarheid is hoe God jou sien, nie hoe mense jou sien. Is dit nie amazing nie? Want God het ons gemaak in sy image, hy het gesê, ons maak jou in ons image. Maar as ek en jy na onsself kyk en ons doen introspeksie, dan onthou ons net alles wat verkeerd is. Nou, ek gaan praat oor vergifnis, maar wat daarna? As ek nou klaar iemand vergewe het. Nou klein kindertjies leer al klaar, babas nog. Ons maak mekaar seer van kleins af. Klein babetjies trek mekaar se hare, byt. Niemand het hulle dit geleer nie. Van kleins af maak ons mekaar seer. Dan begin ons leer wat maak saak in die lewe. Wat mag ons doen en wat mag ons nie doen nie. Ongelukkig ontwikkel ons soos wat ons groot is, goeie dinge en ook slegte dinge. En solank daar mense op aarde is, gaan iemand jou seermaak. Glo vir my. En nog erger, jy gaan iemand seermaak. Dit is hoekom die Here sê, I constantly keep in mind you are dust. Ons doen hierdie goed aan mekaar. Maar ons het geleer dat vergifnis is 'n keuse. Is 'n absolute keuse. Jy kan kies of jy wil luister en mense vergewe en God se wil doen, en of jy nie wil nie. Maar dit sal taamlik dom wees, om in 'n tronksel te sit met die sleutel in jou hand. Want weet jy wat, 3/4 van die tyd weet daai ou nie eers meer hoe jy oor hom voel nie. Dis hoekom die Here sê, vergewe en spreek vry. Vergewe is nie genoeg nie, dis vergewe, maar jy het gesê ek weet wat ek is, maar ek is nou kwaad vir haar. So ek vergewe haar, maar wanneer ek kan vryspreek, dan val die issue. Dan kan God eers met die persoon werk. Hy kan nie met die persoon werk, maar jy het ek daai nodig. Hy kan nie met die persoon werk, as jy die persoon die hele tyd aan jou vasklou nie. Want as jy nie vergewe nie, is hierdie persoon in jou mind, en hy gaan saam waar ook al jy gaan. Want jy hou hierdie ding vir jouself. Ek het vanoggend vir pastoor Werner gesê, ek sien baie keer in counseling, dat mense vind hulle security in hulle aansekeernis. Hoeveel keer kom 'n vrou uit 'n abusive huis uit, en sy sien hierdie dinge, en sy gaan trou weer met 'n abusive man. Jy sien hierdie dinge die heeltyd, want die onvergifnis bly daar. Dan sê mense, maar pastoor, ek het al gebid, ek het al gevas, ek het al gehuil. Nee, jy het nie. Want God antwoord elke gebed. Hy sê in sy woord, hy antwoord elke gebed. En sommige gebede se antwoord is nee. Elke kind wat jou kind by jou kom en jou vra, kan ek dit sê, jy nie ja nie. Soms sê jy nee. Nee is ook 'n antwoord. Dan sê mense, maar die Here hoor my nie. Nee, jy wil nie hoor as hy sê nee nie. Hy sê nee, nee is nee. Nou, partykeer sit ons met 'n probleem, of 'n persoon, en hierdie probleem of hierdie persoon gaan net nie weg nie. Jy kry nie oorwinning oor hierdie situasie nie. Dis asof hierdie ding homself herhaal en herhaal en herhaal. Die Bybel is vol voorbeelde wat ons daarin kan doen. Dit word net opgelos deur een ding, gebed. Maar ek het gebid. Regtig? Wat is gebed? Môre Here, dis vandag Sondag. Dankie vir die lieflike sonskyndag. Sit net gou af die microwave. Wag net so 'n bietjie my foon lui. Wat wil jy nou hê? Mamma het vir jou peanutbutterbroodjie gegee. Kom nou weer. Dankie Here, dis nie bid nie. Jou selfoon hoort nie langs jou waar jy bid nie.
Die Here gaan jou nie bel nie. So is definitief nie belangrik nie. Jou selfoon en jou gebed moet nie in dieselfde vertrek wees nie. Dis onmoontlik. Want jou mind word afgelei. Wanneer jy werklik sukkel met 'n probleem, dan sal jy in 'n gebed gaan wat seer maak. Deep cries out unto deep. Jy gaan so in gebed gaan, dat jy daarna uitgeput is, want jou siel is beswaard in jou oor hierdie situasie en hierdie saak. Dis daai waar jy nie meer woorde het nie, jou woorde het opgeraak. Jy weet nie meer wat om te sê nie. En dan raak jy, dokter maak jy sy abses oop, voordat hy salf insit. Dan kom jy eers en jy haal hierdie gal, hierdie bitterheid en die goed wat jy nie kan vergewe nie, uit voor God. Mens praat die waarheid met die Here. Mens probeer nie uit 'n godsdienstige oogpunt vir die Here net die mooi goedjies sê nie, dit beteken vir hom niks nie. Daarom sê hy, kom net soos jy is. 3/4 Christene sukkel met een probleem, net een, 'n gees van godsdienstigheid. Hulle probeer deur hulle aksies en deur hulle regte woorde en deur hierdie goed probeer hulle God bereik. Die Here is nie impressed omdat jy die Bybel van Genesis tot Openbaring punt ken nie. Hy is impressed wanneer jy dit leef. Want hy sê, don't be hearers of the word only, but be doers. En dit is baie maklik, as dit met jou goed gaan, en alles hankie-dorie om te prys die Here. Maar wat van, wanneer jy rock bottom slaan? Wat van as jy op daai plek is, dat jy nie meer weet wie jy is nie? Wat van as jy bly voorgee, en jy bly hierdie ding hou in jouself, want jy het nou gesê, jy is 'n kind van die Here, maar kom ek sê vir julle, dis nie 'n maklike paadjie nie. Life happens met kinders van die Here ook. Wat van daai tyd? As 'n saak werklik vir jou so gewigtig is, dat jy God se wil doen, dan gaan jy bid. Jy gaan bid soos nog nooit in jou lewe nie. Jy moet uitgeput wees daarna. Want dis 'n sielstryd. En ek gaan dit vir julle in die Bybel wys. Hoeveel keer wou Saul koning Dawid doodmaak? Elke keer wat 'n bose gees in Saul ingevaar het, dan Dawid sy harp uitgehaal en gespeel. Dan word hy kalm. Maar hoekom sekere situasies nie wil ophou nie, is omdat mense nie werklik hierdie saak na God toe vat nie, asof dit saak maak nie. As jy werklik oor 'n situasie intree, moet dit seer maak. Jy moet fisiese pyn regtig ervaar. As jy vir iemand sê, ek tree vir jou in, dan gaan jy ervaar hoe dit met daai persoon gaan. Jy gaan daai diep medelee met daai persoon hê. Jy gaan daai voel hoe hierdie persoon voel. En dis waar vergifnis, wat daarna, wat maak ek nou? Ek het hierdie persoon vergewe oor en oor en oor en oor, maar hierdie ding hou nie op nie. 1 Petrus 3 vers 12 sê, want die oog van die Here is op die regverdiges, en sy ore tot hulle gebed. Die Here sê hier, ek hoor elke gebed van jou. Die Here vang elke traan van jou op in flesse. Hy hoor jou gebed. Maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. Nou sê mense, yes, hierdie ou op die hoek, hy is 'n regte Satan, hy het nog 'n pos bygekry. Ek dien die Here in my kar, wil nie staar nie. Daar kom 'n dag, en die wraak kom ons nie toe nie. Daar kom 'n dag, wat God gaan praat. Uit genade, die disippels vra vir die Here, hoekom red U hierdie lot? Hoekom is U so geduldig? Straf hulle. En die Here sê, my genade stel dit uit. Want is God se wil dat almal hemel toe gaan. Gaan almal hemel toe?
Nee, hulle keuse. Psalm 139 vers 4 sê, want daar is nog geen woord op my tong nie, of U, Here, ken dit geheel en al. Voordat jy praat, weet God wat gaan jy sê. Bid sonder ophou. Bid sonder ophou. Julle, het jy al probeer 'n uur aan mekaar bid? Jou aandag word so afgetrek, voor jy jou kan kry, dan dink jy aan iets by die werk. Of jy dink aan iets anderste. Want ons wil net gou bid. En ons wil goue antwoord hê, want ons is in 'n baie instant generation. Is instant koffie en instant alles. Ons wil nie wag op die Here nie. Daarom het hy daai baie belangrike vers in die Bybel gesit. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. En glo julle vir my, ek sukkel my simpel daarmee. Ek is nie 'n waggerige mens nie. So ek moet maar sukkel daarmee, ek moes maar hard leer. Die Heilige Gees weet van hierdie pyn van jou, hy weet van hierdie teleurstelling van jou, hy weet van hierdie hoop wat jy weer ingesit het en dit het nie gebeur nie. Hy ken al hierdie goed. Daarom wanneer jy bid, daarom sê hy, om in tale te bid is een van die gawes van die Heilige Gees. Want jou Afrikaans raak net eenvoudig op. En die Gees van God vat oor en hy draai jou woorde soos wat jou hart bedoel het by God se oor. Somtyds, as ons klaar vergewe en vrygespreek het, wil hierdie persoon net eenvoudig nie ophou met jou nie. Wat maak ek as ek klaar vergewe en vrygespreek het? Ek loop weg van die situasie af. Loop weg, sit jou aggressor in die hok. Nou sê mense maar, ek het niks meer met die persoon te doen, ek wil niks met hom, maar hulle weet presies wat in hulle lewens aangaan op Facebook. Hulle vra al die vriende en familie, wat doen daai mense nou? So jy wil nog gekoppel wees aan daai situasie. As jy werklik vergewe en vrygespreek het, en jy los daai persoon dat hulle gaan, Jesus het dit gedoen. Is dit in die Bybel? Ja. 'n ryk jong man het hom gevra, wat moet ek doen om gered te word? Jesus het nie gesê, jy moet na my toe kom en jou hart vir my gee nie. Weet julle wat sê hy vir hom? Verkoop jou goed. Hoekom verkoop jou goed? Want hy het sy goed liewer gehad as vir God. Hy het reg na die probleem toe gegaan. En wou die ryk jong man? Nee. Toe loop Jesus aan. Hy het hom vergewe. Hy het al daai goed gedoen. Die ryk jong man het die keuse gemaak en gesê, nee, ek het te veel goed. En wat sê die jong oukie? Hy sê, van kleins af het ek al u gebooie onderhou. So hy het 'n gees van godsdiens gehad. Hy het die gebooie onderhou, maar die een wat die gebooie geskryf het, het hy nie geken nie. Toe die voor hom staan en met hom praat, is hy nie bereid om sy geld te laat gaan nie. Wat is in ek en jy se lewe, wat ons nie bereid is om te laat gaan nie? Om die ander persoon te kan vergewe nie. En die duiwel sal sorg, dat daai persoon jou treiter, die oomblik wanneer jy besluit om te vergewe. Kom ons kyk 'n bietjie. Jy moet begin, wat sê God se woord daaromtrent? Hoe beweeg ek aan na vergifnis? Jy moet begin deur die besluit te neem. Ek gaan my distansieer van hierdie persoon. Jy haat nie die persoon nie, jy het opreg vergewe en vrygespreek, maar distansieer jou. Ons sien dit baie in egskeidings. Wat in groot liefde begin het, eindig in 'n gemors. En God vergewe alles. So ek judge niemand nie. Wat ek vir jou sê, hou op om alles te weet wat met wie hy nou uitgaan en met wie gaan hy nou trou en wat hulle nou, julle het een gemeenskaplike ding en is die kind. Bly daarby. Ons sien dit in verhoudings wat opbreek, gewone verhoudings. Dan weet die persoon meer wat in daai persoon se lewe aangaan, partykeer as hy self. Beweeg aan en beweeg weg van die goed wat jou seer maak.
Maar gaan vir julle 'n voorbeeld uit die Bybel uitwys wat altyd vir my so treffend is. Dan sal julle weet waarvan ek praat. Ons is nie van hierdie wêreld nie. En Efesiërs 5 vers 15 sê, sorg dat niemand 'n ander kwaad vir kwaad vergeld nie. Maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar en teenoor almal. Dis nie jou geveg nie. Kry klaar met hierdie goed wat jou siek maak. Want onvergewensgesindheid, bitterheid sit oor in haat. Wat tot moord lei, ons hoor dit die hele dag. Romeine 12 vers 19 sê, moenie wreek nie, geliefdes. Jesus gaan jou terugbetaal. En ons het daai klein verneinige streepietjie in jou. Daai wat jy so op 'n Christelike manier doen. Jy bel net jou skoonma of jou sussie en jy's kinder van jou skoonsussie en sê net dat jy net daai steekie inkry. Jy weet, want sy het laasweek dit gesê en my hare was nie na haar liking nie. So ek gaan net ietsie sê omtrent haar gewig. Dis wat ons doen. Want vergifnis beteken nie noodwendig verskriklike goed wat iemand aan jou gedoen het nie. Is dit die klein goedjies waarvoor ons wip. Of ons was in die kerk en iemand het ons nie gegroet nie, vragtig. Hulle het my nie gedruk soos altyd nie. Ek het een keer in die mall geloop en julle weet mos nou, as jy mall toe gaan, dan gaan jy om iets te doen, né? En die persoon het my gegroet. En ek was in gedagte, ek het nie as hierdie persoon raak gesien nie. En ons kom by 'n profetekamp in Sasol, en ek groet. Sy sê, nee, nie my nou groet nie. Laasweek in die mall het jy my nie gegroet nie. Sy sê, ek is so jammer, ek het nie eintlik gegaan om jou te groet nie, ek het eintlik iets anders gaan doen. Maar ek het jou anyway nie raak gesien nie. Dat 'n mens so offens kan vat oor so klein dingetjie, wat jy nie eers weet nie. Of ons maak ons so, ons vra 'n vraag, antwoord die vraag en vererg jou vir jou eie antwoord. Vrouens doen dit mos baie. Sy vra 'n man iets en dan gaan die hele storieetjie aan. Is dit waar? Dis wat ons doen. En dan gaan werk die arme man en as hy vanaand huis toe kom, sy nog steeds kwaad van oor iets wat hy nie eers weet nie. Dis wie ons is, ons doen hierdie tipe van goed. Daarom moet vergifnis 'n leefstyl word en nie 'n event nie. Jy moet vinnig leer om mense te vergewe. As dit 'n leefstyl word, dan word dit nie meer 'n moeilike saak nie. Hoekom word jy kwaad as iemand iets van jou sê en jy weet dit is nie so nie? Hoekom vererg jy jou dan? Jy hoef mos nie, jy het dit nie gedoen nie. Ek wil hierdie voorbeeld vir julle wys. Romeine 12 vers 17 sê, vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is voor alle mense. As dit moontlik is, leef sover as dit van julle, let op nie van hulle nie, afhang. Leef in vrede met alle mense, as dit moontlik is. Daar is net eenvoudig party mense wat dit onmoontlik is om in vrede mee saam te leef. Hulle soek 'n ding van die môre tot die aand teen jou. Maar van jou kant af moet jy alles doen om met hulle in vrede te leef. En as jy sien jy kry dit nie reg nie, beweeg weg. Moenie verder probeer nie. Nou kom ons kyk 'n bietjie na hierdie voorbeeld wat ek vir julle sê wat vir my altyd so treffend is. Elkana, Penina en Hanna. Hoor wat sê die Bybel, 1 Samuel 5. Hanna het nie kinders gehad nie. Maar aan Hanna het Elkana 'n dubbeldeel gegee want hy het Hanna lief gehad. Maar die Here het haar moederskoot toegesluit, die Here. En haar mededingster, Penina, dis Elkana se ander vrou, het haar ook bitterlik geterg. Hoekom? Om haar te vertoren, om haar kwaad te maak. Omdat die Here haar moederskoot gesluit het. Nou kan jy nou dink, daai tyd was kinders verskriklik belangrik. Elke dag staan Hanna op. Elke dag. Hulle bly in dieselfde huis, verpest Penina. Juist met die doel om haar kwaad te maak. So die Bybel sê.
So erg dat sy in depressie gaan. Sy hou opeet, sy kan nie slaap nie, tot op die dag wat sy slim genoeg geraak het, en gesê het, genoeg is genoeg. Toe gaan sy op na die tempel. Jy sien, weg uit die teenwoordigheid van daai persoon, wat daar so treiter, sy gaan na die huis van die Here toe, en sy begin te bid. Sy bid so intens, dat die pastoor vir haar vra, is jy dronk? Het jy wyn gedrink? En sy sê, nee. Hoor wat sê sy? My siel wil, denke, emosies. My siel is so diepe swart, dat net my lippe roer, maar dan kom nie 'n woord uit my mond uit nie, want jy sien, sy het nie met haar mond gebid nie, sy het met haar hart gebid, daai diep gebed uit tot God toe, omtrent hierdie situasie. Sy sê in vers 15, Eli dink sy is dronk, maar sy sê, nee my Heer, ek is 'n vrou beswaard in my gemoed, wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my siel voor die aangesig van die Here uitgestort. Toe sy haar siel voor die Here uitstort, presies hoe sy voel. Ek kan Penina se getergery nie meer hanteer nie. Ek kan nie vir my man kinders gee nie. Here, U het my moederskoot toegesluit. Maar as U vir my 'n baie spesifieke gebed wat hierdie vrou bid, nie 'n vaag gebed nie. As U vir my 'n seun gee, nie as U vir my 'n kind gee nie, as U vir my 'n seun gee, sal ek hom in die tempel groot maak, sal hom terugbring en hy sal sy lewe lank aan U wy. Elke dag het sy gesit en kyk, elke dag hoe hierdie kinders groot word, hoe sy met haar kinders speel, hoe haar man met hierdie kinders speel, sy bly kinderloos. Elke dag het sy toegelaat dat hierdie aggressor haar verpes, haar vertoren, haar kwaad maak. Tot op die dag wat sy besef het, hierdie is nie my geveg nie, dis God se. Ek kan vir jare nog so aangaan, want dit het vir die jare so aangegaan. Of ek gaan nou 'n besluit neem, ek het vergewe, ek het vrygespreek, so ek stap weg van hierdie situasie af, ek stap weg. Ek was my hande. Maar vergifnis, opregte vergifnis beteken, ek kan in die mall loop, en nie agter die eerste pilaar gaan wegkruip, as ek weer die persoon sien nie. Ek gaan hom in sy gesig kyk en sê, hallo, hoe gaan dit met jou? Dan weet jy het werklik vergewe. As jy nog probeer by kom insluip, as jy sien hier kom hulle om die hoek, you've got a problem. Jy het nie vergewe nie. Want wat die Here doen, die oomblik wat jy vergewe en vryspreek, hy vat die vuurige kole van jou hoof af en sit dit op daai persoon wat nie wil nie. Soms vra jy vir mense vergifnis, dan sê hulle, ek sal jou nooit vergewe nie. Of, ek sal jou vergewe, maar ek sal dit altyd onthou, dan het jy nie vergewe nie. You're a liar. Want die Here Jesus onthou nie ek en jy se oortredinge nie. So ver soos die ooste van die weste is, werp hy dit in die see. Hy werp dit weg van jou af. So, hoe kan jy onthou? Soms stap weg van die situasie af, lewe in vrede met mense, so ver moontlik. Maar julle weet, as jy nog nie 'n kind van die Here is, nie jou hart vir die Here gegee nie, dan lewe jy met 'n ander set rules. 'n Oog vir oog, klaar. En Jesus sê, daar word gesê, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, maar ek sê vir julle, draai die ander wang. Dis nie die maklike gedeelte nie. Almal kan daar staan en sê, maar hoor, ek sê vir jou, jy, almal kan dit doen. Kinders doen dit. Maar om te kan wegstap, nadat jy weet, jy is reg. Soms dan verwag God van jou, hy sê, word heilig, want ek is heilig. Jy wil nie eers, jy is so kwaad vir die persoon, jy wil nie eens die persoon se naam in gebed noem nie. So kwaad is jy. En wie ly skade? Jy en jy alleen.
Jy alleen. Want daai demon sit jy op jou skouer. En hy bly daar. Ek kan onthou wat se advertensie was dit of 'n hamburger of 'n ding was nie. So groot oranje mannetjie. Dan sit hy op die ou se skouer, solank kom die hamburgers voer is hy gelukkig. Maar die oomblik wat hy nie vir hom een gee nie, dan spring hy op sy nek. Hou op jou demon voer. Want ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Wanneer gaan ons dit besef? Bosighede, principalities, rulers of darkness, hierdie goed word al hoe sterker, hoe meer jy vasklou aan hierdie goed. En jy gee vir hulle die sleutel om in te kom. Ons was op 'n baie goeie finansiële plek, en Joseph Pichenoff is 'n ou van Family Care Ministries, hulle versprei Bybels dwars deur Afrika. En partykeer net pamfletjies. En van die mense loop 6-7 kilos om 20 minute te kan kom praat. En ek beloof hom, want ek het gewoond geraak aan dis die finansiële situasie, en ek beloof hom, ons kerk sal 7 fietses skenk. Om net die maand daarna, toe val alles uit mekaar uit. En ek sê, Here, maar dit kan nie wees nie. Ek het hierdie man beloof. En ek lê nagte wakker. Ek draai so ver om te dink ek moet 'n persoonlike lening gaan vat. Allerhande ander goeders behalwe wat God se wil is. Eventually toe tel ek die foon op en ek bel hom. Ek sê vir hom, please forgive me. I made a promise to you that I cannot keep. Dis wat mense doen. Ek is nie meer in daai finansiële posisie dat ek vir hierdie fietsse kan koop nie. Oh no, sê hy, don't worry about it. Ek sê, no. No, I have to worry about that. I gave my word. Daarom sê die Bybel dat jou ja wees en jou nee. Want as jy gaan kyk, die Bybel praat van dronkaards, hoe redes wat nie in die hemel gaan kom nie, maar ook die wat lieg. Dit lyk nie na so groot ding nie, né? Dit lyk nie na 'n groot ding nie. En ons is al so gewoond, ons lieg elke dag. Die Bybel sê, lieg nie vir mekaar nie. En ons lieg elke dag. Sekere familie kom kyk, dan stuur jy nog al die kind ook uit om te sê ons is nie hier nie. Al leer jy nog die kind ook lieg. Dis wat ons doen, julle. Daarom elke dag moet ons vergifnis vra. En jy kan nie vir die Here sê, ag vergewe my sondes nie. Jy weet mos die goed het 'n naam. Jy kom ons nie in Checkers en sê vir hulle, hier is R1000, geef my groceries nie. Jy weet wat jy koop. Noem die goed by name. Jesus weet wat in jou môre gaan gebeur. Hy weet wat in jou gister gebeur het. Daarom is hy gister, vandag en môre dieselfde. Hy stap in jou gister in om vandag moontlik te maak sodat jy môre kan bereik. En vir dit alles het hy die prys betaal. Hy sê, ek gee vir julle die sleutels van die koninkryk. Hoor wat sê hy? Ek sê altyd vir mense, moenie vir my sê wie jy is nie, wys my wie jy is. Almal kan hulle self oppomp. Want as daar een ding is wat God haat, is dit hoogmoed. God haat hoogmoed met 'n passie. Moet nooit in jou lewe neerkyk op iemand nie. Al is dit die ou by die roubord wat vol drugs is. Moenie neerkyk nie. Just because you know my name doesn't mean you know my story. Moet op niemand neerkyk nie. Want raai wat? Lazarus is nie 'n hobo in Suid-Afrika wat ek gesien het wat die honde die sere lek nie. Die honde het Lazarus se sere gelek. Kies wie is in die hemel en wie is in die hel. Toe sê Vader Abraham vir die ryk man, Lazarus het die krummels van jou tafel af begeer. Krummels.
En dit beteken iemand wat ryk is gaan hel toe. Nou nie sê ek het dit gesê nie, ek het glad nie dit gesê nie. Is nie money wat jou hel te stuur nie, is the love of money. Maar weet julle wat is baie keer die grootste probleem met vergifnis? Dis 10 teen 1 in 'n paar gevalle glad nie die ander persoon nie. Dis jy. Dis jy wat jouself nie kan vergewe nie. Want 'n saak het altyd twee kante. So jou aandeel daarin wil jy toesmeer en die ander persoon sit uitlig. Dis hoekom ek vir julle laaste the truth laat speel het. Want ons glo Satan se leuns. Ons glo jy's nie goed genoeg nie. Ons glo, maar kyk wat het jy al alles aangevang. Hoe dink jy moet die Here jou vergewe? Ons kyk nie werklik na die groot picture van vergifnis nie. Daar's niks wat jy kan doen, wat jou kan skei van die liefde van die Here nie. Niks. Vra die moordenaar aan die kruis. Maar ek sê altyd, show me who you are. Moenie my sê nie. Matteus 5 sê, julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyande haat. Dis wat die Jode geglo het, hulle het die Samaritane gehaat soos pes. Maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek. Nou wys my 'n bietjie daai Christen terwyl iemand staan en hom vervloek wat sê ek bless jou. Doen goed aan die wat julle haat en bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is, want hy laat die son opgaan op slegtes en goeies en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Want as julle liefhet, die wat julle liefhet, watter loon het julle? Dit help nie ons lief mekaar nie in die kerk nie, maar ons het niemand anders te lief nie, want hulle is anders as ons, hulle ryk nie soos ons nie, hulle bly nie soos ons nie, hulle ry nie soos ons nie. Daai moordenaar, Jesus het vir hom ook gesterf. Hy vra, doen die tollenaars nie dieselfde nie? En as julle net julle broers groet, wat besonders is julle dan? As jy die ou op die roubord jou groet, hy het 'n motief, jy moet dit maar weet. Maar groet terug, dit kos jou niks. Maar moenie van geld gee nie, is mos nie stupid nie. Jy weet wat gaan hy daarmee doen, geef hom kos. Toe sê die Here Jesus, wees julle dan volmaak, soos julle Vader wat in die hemel is volmaak is. Jesus het gewys wie hy is, hy het gedoen wat hy sê, en hy het ons die perfekte les geleer van vergifnis. Aan daai kruis in pyn, stik en geslaan as mens onherkenbaar, sê hy, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daarop gewerp. Nooit, nêrens in God se woord sal hy iets van jou vra wat hy nie gedoen het nie. Hy is gespoeg, hy is geslaan, hy is verneder, hy is vals beskuldig. Hy is nie net vals beskuldig nie. Die fariseërs, dominees, pastore ensovoorts, Sadduseërs het gesê, jy dryf duiwels uit met Beelzebub, Lord of the Flies, met ander woorde in Satan se naam. The King of all kings, het hulle so verneder. En hy hang aan die kruis en hy sê, vergewe hulle. Want wie het hom kruis toe gestuur? Sy eie, die Jode. Soms in jou eie familie, stuur hulle jou kruis toe. Soms in jou eie kerk. Hallo, hoe gaan dit met julle? Lyk pragtig. Net om buite die deur te sê, jy gesnootste aan. Nee, kom, face the facts. Dit is soos dit werk. Dan moet jy klaar leer om te sê, ek vergewe hulle en ek spreek hulle vry.
Weet julle wat doen ek as iemand van my skinder? Ek stop daar en luister en ag, is dit interessant of nie? Ag nee, want dit gaan nie my siel kos nie. Glad nie. Want ons is nie people pleasers nie, ons is God pleasers. Gelukkig is ek al 106, so ek het baie tyd gehad om dit te leer tot nou toe. Maar in die begin wip jy jou en jy gaan aan, en as die pastoor iets in die kerk sê, dan gaan jy net na 'n ander kerk toe gaan verpes aan iemand anders. Want jy het nie gelike wat jy gehoor het nie. Want die demon in jou wil nie dat jy vergewe nie, want dan is jy vry. Dan is jy vry. Vergewe so vinnig, dit word 'n leefstyl naderhand, dat niks jou regtig meer kan raak nie. Ek sê vir julle, so waar as die Vader in die hemel is, ek voel soveel van wat mense van my sê, 0. Maar ek voel alles wat God van my sê. Want hierdie manne en vroue wat hier voorstaan en die woord van God preek, moet ook op hulle knieë bly, dag en nag. Dis nie net vir, jy staan maar net hier nie. God hou jou verantwoordelik, want hy sê, julle wat die woord verkondig, ek sal met julle dubbel deel. Dis nie 'n titel nie. Jy word ook nie een nie, jy word geroep. En elke dag besef ek al hoe meer en meer en meer en meer. Sjoe, Here, ek het nog baie werk aan myself. Ek vererg my grasgroen as 'n taxi voor my indraai. Ek sukkel met dit. Ek sukkel met hierdie goeders, maar ek sê vir myself, nou het ek al by die spreekwoord gekom deur te sê, ek weet jy gaan dit doen. Ek trek daarom al daar. Maar ek is nie eens onderstel om kwaad te word daarvoor nie. Daarom sê die Here, vervloek is die een wat op die arm van vlees lê. Moenie op mense vertrou nie, vertrou op God. En as jy aan iemand iets gedoen het, gaan vra om verskoning. Want daai ding staan tussen jou en die Here. Kom ons bid. Vader, in Jesus Christus naam, wil ons almal vandag U vra, vergewe ons Heilige Gees, wanneer ons U bedroef, deur nie te glo dat U vir ons sal voorsien nie, deur nie te glo dat U ons kinders sal beskerm nie, Here, deur nie te glo dat U ons klaar vergewe het nie. Help ons om hierdie pad te loop suiwer, om meer en meer soos Jesus Christus te word. Ons dankie, Here, dat ons vandag die geleentheid gehad het om 'n kindjie aan U op te dra wat sê, aan hulle behoort die koninkryk. Dankie, Heilige Gees, dat U ons lei, dat ons nie met ons wysheid en ons intellek goed probeer uitsorteer nie, maar dat ons sal weet om soos Hanna en soos Dawid U te ken in elke saak, Here, sodat ons nie sal terugval waar ons nie moet wees nie. Ons eer U daarvoor, want dit maak vir U saak, Here, dat ons nie sal skinder lieg, al hierdie goed doen wat ons op elke dag net doen nie. Dat ons meer en meer en meer soos U sal word. Was ons bitter as sneeu. Here, ons dankie vir die sonnige dag, ons dankie vir die winter, ons dankie vir die somer, vir die herfs, vir die lente, want vir elke tyd is daar, vir elke ding onder die son is daar 'n tyd wat goed moet gebeur. Soms verstaan ons nie, Here, hoekom ons deur sekere situasies moet gaan nie, maar laat ons nie ophou om te vra, Here, wat is die doel hiervan nie, sodat ons nie vasgevang kan word, Here, in die situasie nie. Ons eer U, Here, ons bly die bloed van Jesus oor elke persoon wat hier is, oor elke kar wat ry, oor elke gesin, oor hulle finansies, oor hulle werke, oor elke ding wat U vir hulle voorsien. En ons loof en prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons beswaar en bedroef die Heilige Gees partykeer, as ons gevra het, mense kom met partykeer en dan is jy 'n moeilike finansiële probleem of een of ander iets, maar hy sê, ek is jou provider, dan glo ons hom. Dan bedroef ons die Heilige Gees.
Want hy sê ek is. Toe Moses vir Farao moes sê, wie gaan ek sê het my gestuur? Ek hakel. Ek is het jou gestuur. Ek is alles wat jy nodig het.